Hallo daar en baie welkom. Vandag gaan ons 'n superbelangrike vaardigheid in wiskunde takel. Hoe om algebraïese produkte uit te brei. Glo my, dis een van daai kernkonsepte wat alles wat hierna kom net soveel makliker gaan maak. Goed, kom ons spring dadelik weg en begin by die heel basiese boublok waarmee ons vandag gaan werk. So alles begin met wat ons 'n twee-term noem. Dis regtig eenvoudig. Kyk na die skerm. Dis net 'n algebraïese uitdrukking wat twee dele het, geskei deur 'n plus of 'n minus. Onthou dit, want dis die fondasie vir alles wat ons gaan doen. En hier's nou die eintlike vraag, né? Wat gebeur as ons een van hierdie twee terme vat en dit met 'n ander een vermenigvuldig? Dis waar die regte pret begin. Reg. Kom ons gaan aan en kyk hoe hierdie idee ontwikkel in 'n proses wat jy wel oor en oor gaan gebruik in algebra. Die metode is eintlik glad nie so ingewikkeld nie. Jy vermenigvuldig basies elke term in die eerste hakie met elke term in die tweede hakie. Soos jy kan sien, is daar 4 stappe. 'n Baie handige manier om dit te onthou is die Engelse akroniem FOIL, wat staan vir First, Outer, Inner en Last. Dit help jou net om seker te maak jy los niks uit nie. Goed, kom ons gebruik daai 4 stappe in 'n regte voorbeeld. Ons het 3x minus 2 maal 5x plus 8. Die heel eerste stap is om dit so uit te skryf, presies soos die reël sê. Elke deeltjie word met elke ander deeltjie gemaal. Nou, kom ons doen daai 4 vermenigvuldigings. 3x maal 5x, dit gee ons 15x kwadraat. Dan 3x maal 8 gee 24x. Dan negatief 2 maal 5x is negatief 10x. En laastens negatief 2 maal 8 is negatief 16. Sien, 4 stappe, 4 antwoorde. Maar ons is nog nie heeltemal klaar nie. Die laaste en baie belangrike stap is om te vereenvoudig. Ons soek vir enige soort gelyke terme. En ja, daar is. Die 24x en die minus 10x, sit hulle bymekaar en jy kry 14x. En daar's jou finale antwoord, 'n netjiese 3-term. Nou, hier's waar dit nogal cool raak. Jy sal agterkom, sekere produkte volg altyd dieselfde patroon. En as jy daai patrone ken, kan jy kort paaie gebruik wat jou hoop tyd gaan spaar. Kom ons kyk vinnig na 2 van die belangrikstes. Eerste op, die vierkant van 'n 2-term. Dis net 'n fancy manier om te sê jy vermenigvuldig 'n 2-term met homself. Die patroon is altyd dieselfde. Kwadreer die eerste term, kwadreer die laaste term en vir daai term in die middel maal jy die 2 terme met mekaar en dan maal jy dit met 2. En dan die tweede kortpad, en hierdie een is ongelooflik nuttig, die verskil van 2 vierkante. Kyk mooi hier. Die hakies is presies dieselfde, behalwe vir die teken in die middel. Die een is 'n plus en die ander een 'n minus. Dit gee altyd 'n baie netjiese antwoord. Sien jy die groot verskil as ons hulle so langs mekaar sit? By die verskil van 2 vierkante kanselleer die middelterme mekaar heeltemal uit. Hoekom? Want jy kry 'n positiewe een en 'n negatiewe een. Hulle word 0. Al wat oorbly is die eerste term gekwadreer minus die tweede term gekwadreer. So eenvoudig soos dit. Reg, ons het nou die basiese reëls en die kort paaie onder die knie. So kom ons vat dit net 'n stappie verder en kyk wat gebeur as ons die probleme bietjie groter maak. Sê nou ons wil 'n 2-term met 'n 3-term vermenigvuldig. Die goeie nuus is, die beginsel bly presies dieselfde. Jy vat die eerste term van die 2-term, die A, en jy maal dit met die hele 3-term. Dan doen jy presies dieselfde met die tweede term, die B. Hier is 'n voorbeeld om dit te wys. Ons pas daardie reël toe. Ons vat die x en maal dit met die hele tweede hakie, en dan vat ons die negatief 1 en maal dit ook met daai hele tweede hakie. Nou brei ons alles uit en dan gaan soek ons weer vir maats, die soortgelyke terme. Die x² terme gaan saam en die gewone x terme gaan saam. En sien daar, ons kom by ons finale vereenvoudigde antwoord uit. So, ons het hierdie hele proses nou geleer, maar die groot vraag is seker, hoekom? Hoekom is hierdie vaardigheid so belangrik in algebra? Kom ons verbind net die korretjies en kyk na die groter prentjie. Hier is die sleutel. Die proses wat ons vandag geleer het, uitbreiding, is eintlik net die een kant van 'n muntstuk. Die ander kant, die teenoorgestelde proses, is faktorisering. Dis waar jy met die antwoord begin en agteruit werk om die oorspronklike hakies te kry. En dit los ons met hierdie laaste gedagte. Ons het nou gesien hoe om van die hakies na die finale antwoord te kom. Maar, hoe sou jy dit andersom doen? Hoe sou jy terugwerk? Om dit te kan doen is die volgende groot stap in algebra. En om vandag se werk te verstaan, is die sleutel wat daai deur oopsluit.